Ons kom kerk toe vir meer redes as wat ons sê. Ons kom vir rigting, vir ritme, vir verhoudings. Ons kom omdat iets diep binne in ons sê, ek wil die Here beter ken. Ek wil behoort. Ek wil groei. En juist daarom nooi ons jou. Kies om saam met Kerk Sonder Mure die Jesuslewe te ontdek. In ons jaar van minder en meer. Minder vrees, meer vertroue. Minder gejaag, meer genade. Minder isolasie, meer vriendskap. Minder van myself en meer van hom. 2026, die jaar van minder en meer. Begin Sondag. Goeiedag en baie welkom by Kerk Sonder Mure se aanlyn boodskap. Dit is vir ons 'n voorreg dat jy hier aan die begin van die jaar het pas afgeskop, dat jy kies om saam met Kerk Sonder Mure te stap ook op hierdie manier aanlyn. Kerk Sonder Mure se bestaansrede is ontdek die Jesuslewe en dis waarmee ons ook hierdie jaar afskop. Mag vandag se boodskap vir jou van betekenis wees. Mag dit en wanneer dit vir jou van betekenis is jy baie welkom om dit te deel met iemand anders wat jy glo nodig het om op hierdie pad te stap. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons hier terwyl die jaar pas afgeskop het, aan U al die lof en al die eer kan bring. Want U is die een Here wat vir ons sê dat vandag, soos elke dag, vandag die dag is wat U gemaak het. En daarom wil ons op hierdie dag bly wees en ons wil juig, ons wil vol vreugde wees. Want ons weet ook, Here, want dis U belofte, dis U verbintenis aan ons, dat U liefde en U goedheid en U genade vandag ook vir ons genoeg sal wees. En daarom bid ons, Here, dankie dat ons uit U woord mag leer. En is ons begeerte dat U vandag deur die werk van die Gees vir ons sal help om onsself en vir U beter te leer ken, sodat ons meer in lyn sal wees met U droom, met U plan vir ons lewens. Kom praat asseblief met ons in Jesus se naam. Amen. As jy nie is by ons, sal jy agtergekom het, hopelik gaan jy gou agterkom dat die Bybel vir Kerk Sonder Mure belangrik is. En daarom lees ek graag saam met jou uit Galasiërs 2 vanaf vers 15. En ek gaan net lees 'n kort gedeelte net tot by vers 21. Galasiërs 2 vers 15. Het sal op die skerm wees, maar ek dink is ook lekker as jy jou eie Bybel by jou het en dit op 'n ander manier volg as net op die skerm. Ons is Jode. Paulus praat hier en hy praat met die gemeente in Galasië. Hy sê ons is Jode van geboorte en nie sondaars uit die heidene nie. En tog weet ons dat 'n mens nie van sonde vrygespreek word. Onthou hierdie woord vrygespreek word. Ander manier wat Paulus dit vertaal word is met regverdig verklaar word. En tog weet ons dat 'n mens nie van sonde vrygespreek word deur die wet van Moses te onderhou nie, maar alleen deur in Jesus Christus te glo. Ook ons het tot geloof gekom in Christus Jesus gekom en dit is hoe ons vrygespreek is, deur in Christus te glo en nie deur die wet te onderhou nie. Want geen mens word vrygespreek op grond daarvan dat hy die wet onderhou nie. As uit ons soeke na vryspraak in Christus geblyk het, dat ons ook sondaars is, beteken dit dan dat Christus in diens van die sonde staan? Beslis nie. Maar as ek die bepalings van die wet wat ek nietig verklaar het weer laat geld, dan maak ek myself daarmee tot 'n oortreder. Maar wat my betref, is belangrik vers 19 en 20, maar wat my betref, deur die wet is ek vir die wet dood, sodat ek vir God kan lewe. Ek is saam met Christus gekruisig. Ek gaan net nou dit verduidelik. Ek is saam met Christus gekruisig. En nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat
in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God, wat sy liefde vir my bewys het, deur sy lewe vir my af te lê. Ek verwerp nie die genade van God nie. As 'n mens vrygespreek kon word op grond daarvan dat hy die wet onderhou, sou dit immers beteken dat Christus verniet gesterwe het. Ons lees net tot daar. Ek weet nie van watter brands jy hou nie. Party ouens glo in Apple. Nee, ander mense sê en net terloops, Colin sê vir my hierdie week, Timo is nie 'n brand nie. Maar almal van ons het eers 'n brand waarvan ons hou. Nou wat hierdie mense doen, hierdie bekende en suksesvolle organisasies, miskien moet ek net hier stop. Wie van julle onthou Etienne Loos? Onthou julle wat was hulle rede vir bestaan? Ons verkoop nie goedkoop meubels nie. Ons verkoop duur meubels goedkoop. Onthou julle dit? Nou dit was hulle rede vir bestaan. Nou een ding waarvan bekende en suksesvolle organisasies baie seker van is die rede waarom hulle bestaan. En dis ook waarvan die kerk van Jesus Christus, of soos ons graag daarvan hou om by Kerkstorm hier oor die kerk te praat, dis nie 'n organisasie nie, maar dis 'n beweging van Jesus se volgelinge wat agter hom aanstap. So die kerk van Jesus, hierdie beweging van Jesus se volgelinge, het 'n baie definitiewe rede vir ons bestaan. En daarom ook hierdie verskynsel, hierdie beweging wat ons kerk sonder mure noem, het 'n baie definitiewe rede vir ons bestaan. En as jy nou nuut is vanoggend, dan gaan jy dit vir die eerste keer dalk hoor, maar as jy lankal hier is, hoop ek jy weet al wat ek nou gaan sê. Die rede vir ons bestaan is, ontdek die Jesus lewe. Of om dit bietjie uit te brei, ons bestaan daarvoor dat ons mekaar en ander help om die Jesus lewe te ontdek. Of nog om dit verder uit te brei, ons bestaan om mekaar en ander te help om al hoe meer die lewe te leef op Jesus se manier. Want ons is van harte oortuig daarvan dat die lewe soos wat Jesus vir ons dit kom wys het, die lewe op Jesus se manier is die lewe op sy heel beste, want dis hoe God die lewe bedoel het. So kerk sonder mure bestaan om mekaar en almal te help om die Jesus lewe, die lewe op Jesus se manier te ontdek en te leef. Maar nou is daar 'n sleutelbegrip in dit alles wat ons baie keer miskyk. Wat ons baie keer sommer net vergeet. En dis die begrip of die woord gehoorsaamheid. As ons praat van die Jesus lewe ontdek, dan beteken dit ons moet leer om, en dit is so eenvoudig, maar ons moet leer om al hoe meer na Jesus te luister en al hoe meer te doen wat hy sê. Dis gehoorsaamheid. Om gehoorsaam te wees beteken om te ontdek wat God vir ons sê in sy woord en dit dan te doen. So gehoorsaamheid is 'n sleutelwoord. En nou het ons die afgelope paar jaar, vir die van julle wat al hier was, het ons probeer om vir onsself 'n prentjie te verbeel van hoe sal dinge lyk? Hoe sal dinge wees as ons gehoorsaam is? Hoe sal dinge lyk? Hoe sal dinge wees as ons regtig konsekwent die Jesus lewe leef? En ons het daar's twee hoofgedagtes wat ons by uitgekom het, en dit kom uit die Bybel uit. In Johannes 15 of 13 vers 34 sê Jesus hierdie woorde. Hy gee 'n opdrag vir sy kerk, vir jou en vir my. En hy sê daar, soos wat ek julle liefhet. Ek het my lewe vir julle afgelê. Ek het gesterf in julle plek. Dan sê hy, soos ek julle liefhet, moet julle mekaar lief hê. En dan verbeel ons onsself hierdie prentjie, as Jesus dit sê,
As hy sê, ons wat hier sit en die kerk wêreldwyd moet mekaar lief hê, soos wat Jesus ons lief gehad het, wanneer dit gebeur, dan sal ons die liefdevolste gemeenskap op aarde wees. Kan jy jou indink, as almal wat hier is vandag mekaar lief het, soos wat Jesus ons lief het? En dan is daar 'n tweede aspek van hierdie prentjie, en dit is soos wat ons uit liefde, Efesiërs 1 vers 10 sê dit, soos wat ons uit liefde gehoorsaam is aan Jesus, soos wat ons soos wat ons lewe onder sy koningskap, soos wat ons die beginsels van sy koningskap uitleef, so is ons besig om saam met hom mooi en reg en heel te maak. Want hier is die realiteit. Dis wat Efesiërs sê, waar Jesus koning is dinge mooi. Waar Jesus koning is, word dinge mooier. En dit is waar van my huis. As Jesus koning is in my huis, word dinge mooier. Dis waar van my werkplek, dis waar van die buurt waarin ek bly, dis waar van hierdie stad van ons, en dinge lyk nie altyd mooi op die oomblik hier nie, maar wanneer ons uit liefde saam met Jesus die beginsels van sy koningskap leef, word dit mooier. Dis waar van ons land, en ek glo met my hele hart, dis waar van hierdie wêreld waarin God ons geplaas het. En ek hoop as jy dit hoor, as jy die prentjie, iets dalk van hierdie prentjie sien van 'n liefdevolle gemeenskap wat saam met Jesus uit liefde mooi en reg en heel maak, dat jy opgewonde raak daaroor. Want dis niks anders hierdie as Jesus se droom vir ons nie, vir sy kerk en sy wêreld nie. En dis 'n droom groot genoeg om jou lewe voor te gee. Hoe weet ek dit? Want Jesus het sy lewe vir hierdie droom gegee. In Galasiërs 2 gaan Paulus nou voort om hierdie droom van Jesus uit te pak. Hy brei uit daarop. Maar dan in daai woorde gee Paulus vir ons 'n waarskuwing. Hy sê hier's 'n gevaar. En die gevaar sou ek vanoggend noem die gevaar van die verkeerde volgorde. Paulus sê in hierdie gedeelte, ouens pasop, liewe vriende pasop dat julle nie die volgorde verkeerd kry nie. Want die een volgorde, die verkeerde volgorde, lei tot angstigheid. Dit lei tot onsekerheid en dit lei tot selfsug. So moenie daai volgorde volg nie, dis verkeerd. En dit gaan nou vir jou hopelik duidelik word. Die ander volgorde, die regte volgorde, sê Paulus, dis wat jy moet doen. En want hierdie volgorde lei tot vreugde, dit lei tot vrede, tot blydskap, tot aanbidding, tot dankbaarheid. So kry julle volgorde reg. En dis wat hy hier in Galasiërs 2 doen. Hy help ons om die volgorde reg te kry. Want, en hier's hoe dit werk, en ek gaan dit baie eenvoudig met jou deel. Almal van ons, hier's nou nie eers een vanoggend hier van wie dit nie waar is nie. Almal van ons, dis die evangelie, die goeie nuus. En dit gaan dalk vir jou nie aanvanklik klink soos goeie nuus nie, maar dis wat Paulus sê, die manier om hierdie volgorde reg te kry, is die goeie nuus, dis die evangelie. En hier's dit, almal van ons is sondaars. En omdat ons sondaars is, almal van ons, staan ons skuldig voor God. Omdat ons sondaars is die verhouding tussen ons en God so verbreek, dat Paulus in Romeine 5 sê, ons is God se vyande. En omdat ons God se vyande is, omdat ons nie in die regte verhouding met ons is nie, verdien ons God se straf. Almal van ons verdien God se straf.
En daarom hoop ek, voel jy en hoor jy iets daarvan, dat as dit dan waar is, dat ons almal vir ons, elke liewe een van ons, God se straf verdien, omdat ons nie in die regte verhouding met God leef nie, het ons, en hier is die woord, vryspraak nodig. Ons het nodig om vrygespreek te word, anders wag God se ewige straf op ons. Ons het nodig daai woord om regverdig verklaar te word. Die Engels sê, to be in the right standing with God. Nie vyande nie, maar vriende. Nie vyande nie, maar kinders van God. En hier's nou, so dis die realiteit. En nou is ons by die eerste volgorde, waarop mense probeer om hierdie vryspraak te kry. En dis waarop teen Paulus praat in hierdie gedeelte, mense wat sê, jy moet nou jou bes probeer om gehoorsaam te wees aan God se wet. Jy moet jou bes probeer om te luister na wat Jesus sê. Jy moet jou bes probeer om die Jesus lewe te leef, om die lewe te leef op Jesus se manier. Jy moet alles insit daarin om dit reg te kry. En as jy dit reg kry, dan sal God tevrede wees. En omdat God dan tevrede is met jou pogings, met die manier hoe jy die lewe leef, sal hy jou vryspreek. Sal hy jou regverdig verklaar. Maar die probleem hiermee is, ek het net nou gesê, dat hoe weet ons, wanneer het ek genoeg gedoen? Sê nou maar net, en dis waar die angstigheid en die onsekerheid inkom, sê nou maar net, ek het nie genoeg gedoen nie. Sê nou maar net, ek het nie mooi genoeg gelewe nie. Sê nou maar net, hoe sal ek ooit weet? En ek het gesê, selfsug. Want hier gaan my gehoorsaamheid nou nie daaroor om God te eer nie. Dit gaan nie daaroor dat ek lief is vir God nie. Dit gaan nie daaroor dat ek uit liefde God se mense wil help nie. Ek doen dit eintlik ter wille van myself. Ek doen dit sodat ek vrygespreek kan word. En daarom is daar nie vreugde nie. Daarom is daar nie blydskap nie, want dit gaan alles nog steeds net oor myself. Die hartseer is dat daar's mense wat vanoggend na my luister, mense wat vanoggend hier is, wat so groot geword het. Wat dit dalk vandag nog glo en vandag nog probeer. As ek net hard genoeg probeer, as ek net mooi genoeg lewe, as ek net die lewe op Jesus se manier leef, dan sal ek goed genoeg vir God wees en hy sal tevrede wees. Dis nie goeie nuus nie. Ek hoop jy hoor en jy voel, dis nie die evangelie nie. Daarom het ek en jy die bevrydende evangelie nodig, die goeie nuus, sodat ons die volgorde reg kry. En die volgorde is eintlik so eenvoudig. Dis regtig so eenvoudig. As jy net is, dis so eenvoudig dat jy al kan dink dat kerksondermure se dominees dom is. Die ander weet al. Dit is so eenvoudig. Glo in Jesus. Glo dat hy is wie hy sê hy is. Glo dat hy gedoen het wat die Bybel sê hy gedoen het. En wanneer jy dit doen, wanneer jy by daai plek in jou lewe uitkom waar jy sê, Here Jesus, ek glo u, ek glo u is wie u sê jy is. Hoor, hier is die goeie nuus, op daai oomblik word jy vrygespreek. Op daai oomblik
word jy volledig vrygespreek. Daar's nie nog goeters oor in jou lewe waarvoor jy vryspraak en vergifnis moet kry nie. Jy word op daardie oomblik word jy regverdig verklaar. Op daardie oomblik is jy in the right standing with God. En dan is jy gehoorsaam. Dan is jy gehoorsaam en dan leef jy die Jesus lewe en wanneer jy dan gehoorsaam is, dan is dit nie met angstigheid nie. Dan is dit nie met onsekerheid nie, dan is dit nie met vrees nie en dan is dit nie oor jouself nie. Dan is jy gevul in jou gehoorsaamheid met blydskap en jy doen dit vanuit blydskap. Jy's gevul met dankbaarheid. Daar's vervulling, daar's vreugde en daar's aanbidding aan God. Want Jesus het alles gedoen wat nodig is. Vers 19 en 20 is so belangrik, want dit help ons om hierdie ding te verstaan. Aan die einde daarvan, in die tweede gedeelte, sê Paulus, Jesus het uit liefde sy lewe vir my afgelê. Wat hy daarmee sê is, Jesus het in my plek aan die kruis gesterf. En hierdie, al vergeet jy alles vandag, hierdie moet jy onthou. En daarom wanneer ek in Jesus glo, wanneer ek hom aanneem, 'n ander manier om dit te sê, as my verlosser, op daardie oomblik gebeur die grootste wonderwerk. En dit is wat Paulus sê hier, maar ook in sy ander briewe, op daardie oomblik word jy een met Jesus. En omdat jy een is met Jesus, en dis Paulus se logika, omdat jy een is met Jesus, is jy saam met hom gekruisig. Met ander woorde, hoor net hoe ingrypend is hierdie. As jy in Jesus glo, word jy een met hom, en daarom is jy saam met hom gekruisig. Dit beteken dat jy so vrygespreek is van jou sonde, asof jy self daarvoor gesterf het aan die kruis. So volmaak is Jesus se werk aan die kruis. Ek dink is Martin Luther wat hierdie gesê het, ek het my eie manier al verwoord oor jare. Hy sê, Jesus was treated as if he has done everything you have done. Dink bietjie daaroor. Jesus is behandel, die volmaakte, 2 Korintiërs 5, as sondaar in jou plek. Asof hy alles en skuldig was aan alles wat jy ooit gedoen het. Maar dan sê hy, and at the same moment, you are treated as if you have done everything he has done. Ek weet nie van jou nie, maar aan so 'n verlosser, aan so 'n God wil ek behoort, en aan so 'n God wil ek gehoorsaam wees. Nie uit selfsug nie, nie uit angs en vrees nie, maar met blydskap en liefde. Want dis wie God is. Vers 20 het 'n ander belangrike ding wat ons nie moet mis nie. Vers 20 sê, dis nie meer ek wat lewe nie, Paulus, maar Christus wat in my lewe. Dis nie meer ek wat lewe nie. Hoekom nie? Want ek het gesterf. Ek is saam met Jesus aan die kruis gesterf. So dis nie meer ek wat lewe nie, maar Jesus lewe nou in my. En nou is ons daar. Dit, liewe vriende, dit is die Jesus lewe. Jesus lewe is nie ek wat angstig
angstig en selfsugtig probeer om beter te lewe nie. Dis nie ek wat angstig en selfsugtig probeer om die lewe op Jesus se manier te leef nie. Jesus lewe nou in my. En dis waarom ek so hou van in ons bestaansrede van die woord ontdek. Dit gaan nie oor ek wat beter probeer nie, dit gaan oor ek wat ontdek. Ontdek hoe volmaak dit is wat Jesus gedoen het. Wat al hoe meer ontdek wie Jesus is, want hoor hierdie asseblief, want soos wat ek ontdek wie Jesus is, ontdek ek beter en beter wie ek is. Want onthou jy wat het ons gesê? Deur my geloof in Jesus, het ek een geword met hom. En daarom is die essensie van die Jesus lewe dit, dat as ek in Jesus glo, en ek het een met hom geword, dan moet ek al hoe meer ontdek wie ek reeds is, in Jesus. En ek moet dit al hoe meer wees. Wees wie jy is in Jesus. En nou is ek by die oproep vir jou, die Engelse sê, the call to action vir jou en vir my in 2026. En is baie eenvoudig. Wil jy nie asseblief? Nee. Kom ontdek saam met ons in 2026 die Jesus lewe. Dit beteken nie probeer in hierdie jaar harder om meer soos Jesus te leef nie. Dit beteken gee oor. Dit beteken glo die goeie nuus. Glo dat Jesus is wie hy sê hy is en dat hy gedoen het wat hy gedoen het. In die oomblik wanneer dit gebeur, is jy vrygespreek. Is jy in die regte verhouding tot God? Is jy een met Jesus? Daarom moenie hierdie jaar harder probeer nie. Bly net naby Jesus. Bly naby Jesus. Spandeer tyd met hom. Spandeer tyd met sy woord. Spandeer tyd met sy mense. Want soos wat ons naby aan hom is, so sê die Paulus vir ons, so word Jesus meer en meer duideliker en duideliker in my gevorm en word ek meer soos Jesus en minder wie ek was. Johannes sê, Johannes 3 vers 30, hy moet meer word en ek minder. So bly naby Jesus hierdie jaar, sodat hy meer word, jy meer en meer soos hy lyk, en minder soos jy was. Dan sal jy kan lief hê. Dan sal jy kan lief hê soos wat Jesus jou lief het. En dan sal jy saam met Jesus in gehoorsaamheid aan Jesus kan mooi maak en reg maak en heel maak. Kom ontdek in 2026 saam met ons die Jesus lewe. Amen.